toe gaan kyk ek na verskeie boodskappe wat ek oor die afgelope paar jaar saamgestel het en wat ek bedien het. En ek kon sien, daar is 'n definitiewe verskil in die inhoud van die boodskappe. En ek kon regtig sien dat daar is 'n verandering. En laas jaar toe praat ek van die gety het verander. En ek moet sê, die resultate van die getye wat verander het, kan ons regtig sien. Nou hierdie is seker een van die moeilikste wat ek saamgestel het, want daar is soveel meer wat gebeur het in hierdie jaar, as ons nou vat, ons het nou lekker gerus oor hierdie tydperk van ons, maar albei net nie lekker gerus nie, en Louise en die mense, en daai man, hy werk, hy maak vir my so. En ek weet nie of hy onder die wingerde kan slaap nie, man. Maar het is vir my moeilik om net stil te staan en op 'n boom te klim en net te kyk. Wat is besig om ons te gebeur? En dit is hoekom ek hierdie woord bedien. Hoe lyk jou pad ander kant die berg? Het julle van die prentjie gehou? Het julle van die prentjie gehou? So dit is soort van, ek kan sien wat hier voor my is, hier is 'n obstakel hier voor my, maar ek sien die maan deur, maar ek kan niks sien wat is aan die ander kant van die berg nie. En is dit nie dit wat die Here vir ons inbring nie? Die onwetende. Maar kom ons praat, ek het hierdie boodskap wat ek voorberei, is die realiteit wat om ons aangaan, nie om jou bang te praat nie, maar dat ek en jy moet weet waar ons staan. En daar is baie meer goed wat gebeur in hierdie omgewing van ons, as wat ons kan raak sien. Ons kyk baie op YouTube, en ons kyk dit, en ons kyk die AI's, en die AI's wys dit, en die werklikheid wys dit, en ons kan hierdie goedes begin raak sien. Hoe gaan ek staande bly? En as ek nou vir jou sê, prakties, ons gaan 'n bietjie prakties daarna kyk, dit gaan moeilik wees. Maar kom ek gee vir jou die goeie nuus. It ain't gonna change. Dit gaan moeiliker word. So ons sê, wow, is dit nie meer ons boodskap hierdie kom? Waarvan praat jy nou? Dit gaan moeiliker raak. As jy 'n kind van die Here is, gaan dit moeiliker raak. As jy waarlik 'n pad met Jesus Christus stap, gaan dit moeiliker raak. En dan vra ek vir my die eerste vraag is, as dit moeiliker raak, ken ek die skrywer van hierdie boek? Ken ek die skrywer? En ek is so bly, julle het julle Bybel saamgebring vanaand. En ons gaan 'n paar skrifte daarin kyk. Wat gebeur rondom ons? Ons gesels daaroor. Oorlog, tsunamies, aardbewings. Dit is baie meer, intensief meer as 12 maande terug. Is dit so? Ek het 'n paar plekke gekyk en gesien dat dit is opmerklik dat die haalkorrels is ook groter. Ja? Ons kry meer veranderinge in die weer. Watter tekens is dit vir my en vir jou? Ons kyk nou,
ekonomie in die land. En daar kan ek julle baie besig hou. Maar ek is nie politikus nie. Maar die grootste ding van vandag is die korrupsie en die goeders wat aangaan. En so daar is nie vertroue nie. Die mense is verlore, hulle raak armer. Dit is so, dit is realiteit. Daar is minder werksgeleenthede, dit is realiteit. Die plaasmoorde raak meer. Die kinders onder 18 en daar is 'n paar van julle wat ek het nie die syfers nie. Maar as jy kyk na hoeveel kinders onder 18 betrokke is by crime, dis nie petty crime nie. Dis groot goeders. Hoeveel jong kinders is betrokke by dwelms? Hoeveel jong kinders word sonder paas en maas groot? Hoeveel jong kinders raak die pad heeltemal byster? Hier is nog 'n ding, en dis nogal 'n seerpunt vir my. Hierdie artikel 22 van die CRL, wat al reeds 10 jaar gelede bekragtig is wet. En ons verstaan nie wat die inhoud van hierdie wet is nie. Hulle wil, en ons het 'n bietjie, so 2 maande terug net soos het ons bietjie gekommunikeer hieroor. En hulle loop sulke draaie, en dit gaan aan, hy is goedgekeur, dit staan daar. So as jy nie geregistreer is by hulle nie, dan kan hulle instap, en hulle sal vir my krimineel aankla. Nie soveel nie, krimineel aankla. Omdat ek Jesus Christus verkondig. Kom ons gaan 'n stapie verder. Kom ek skud nou daai bootjie terwyl ek nou mee besig is. Ek gaan hom nie omdop nie, maar ek gaan vir hom skud vanaand. Daar's 'n en ek gee net, dit gaan op media wees, en ek gee nie om daarvan, ek staan vir die waarheid. As jy gaan kyk, na wat staan op 90% van die produkte wat ek en jy in die markte koop, wat staan daar op? Halal. Wat gebeur met die halal? Dis 'n belasting wat hulle aangeteken het en wat hulle vorder op elke produk wat hulle verkoop. Waar gaan daai geld? Waar gaan dit dan? Dit gaan om na ISIS en al daai terroristiese organisasies om hulle te befonds. Dis waar my en jou geld gaan. So ons befonds hulle om teen die Jode en teen die Christene te veg. Hallo? Hallo? In 2017 het ek 'n syfer gesien wat hulle vir die jaar 400 miljoen gemaak het. Toe was hulle nog nie 90% nie. Dit is wat die 1,2% van hulle reg gekry het om 98% van ons land te melk vir dit wat hulle wil hê. Kom ons gooi die som 'n bietjie aan die ander kant toe. Waarmee is hulle? Die 1,2% het 'n sitplek in die parlement. Waarmee is hulle besig? Kom ons kok julle 'n bietjie verder. Hulle is besig om die apartheidswet bietjie dieper te vat. En as daar enige persoon is
as dit goedgekeur word hierdie jaar, as hy enige persoon is wat enige goeie goed of goed oor Israel sê, of Israel befonds, of Israel of vir hulle te bid, dan klaar jy krimineel aan. Of jy 'n pastoor is, of jy gelowige is, of jy diaken is, of jy wat is. Hulle sluit vir jou toe. So ek en jy moet hier verstaan dat die aanslag is baie groot teen my en jou as kind van God. En dit is hoekom ek in die begin gesê het, hierdie seisoen is waar die Vader die bokke van die skape begin skei. Ek praat van persoonlike ervarings met verhoudings met mense. Hulle wil niks weet van ware Christenskap nie. Hulle hou vas in hulle dogma en hulle godsdienstgees. En het met my beklei. En my hart was so seer, want dit is 'n vriend. The message hits home. So wat kan ek en jy verwag verder? Die aanslag gaan groter word, so ek gaan nie vir jou hier 'n prentjie inkleer en jou ore streel nie. Ek gaan dit nie doen nie. I'm not gonna do that. Glad nie. Want ek my plek verloor. Die oorlog raak al hoe meer intens. En daai profetiese woord van die 7 lande, hulle is besig. Op hierdie stadium staan Amerika nog steeds saam met God se volk. Die AI is besig om met 'n spoed hulle merk te maak. En ons het 3 weke terug te praat ons daaroor. Hulle tot vir my gekil. Lyk so genuine. Rarig. Sê vir jou. Dit lyk goed. En ek moet net sê, jammer Here, het geval daarvoor. Maar nou weet ek. Ek weet waarmee is hulle besig. En ek kan dit raak sien. Ek is dood ernstig, vra vir die jonger kinders. Daar is soveel gemors op die mainstream media. En die ding is, ons vul ons gedagtes daarmee. En dit waarmee jou gedagtes vul, dit is wat jy in jou hart insit, en dit is wat jy gaan uitleef. Dit is so. En die ding is, as ons minder die foon vashou en hou meer ons Bybel vas, dan gaan ons op ander ding sien. Ja, ek praat met die jong manne. Praat reguit. Die valsheid van Satan is besig om baie sterk na vore te kom. Baie sterker as 12 maande terug. Baie. En dis goeders wat teen ek en jy moet waak. Julle, ek het dieselfde uitdagings as julle. Nie dink dit is anders te nie. Dis nie heilig en veilig nie. Intendeel, ek word baie meer aangeval. Het julle Bybels by julle? 2 Tessalonisense 2.
2 Tessalonisense 2 vers 3 en 4. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Wie is die seun van die verderf? Satan. Die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Hier praat hy van voorwerp. Wat is die voorwerp? Dis eie. Maak vir my ook in Openbaring hoofstuk 3. Toe ons hierdie eindtyd bestudering gedoen 'n jaar terug, meer as 'n jaar terug. En ons het 13 weke daardeur gehad en daar was baie interaksie en dit is gesond. En ek dink dit is iets wat ons moet in hierdie jaar moet in belê om daai boek te kry en te gesels oor die eindtyd, sodat ek en jy meer toegerus kan wees en weet waarmee die vyand besig is. Nou hierdie 2 briewe wat geskryf is in Openbaring 3. En die eerste en ek wil hê jy moet net indink dat hierdie 2 laaste boeke wat geskryf of vir die laaste gemeentes, die 2 laastes. Dit is 'n oorloop waar ons is op hierdie stadium voor die wegraking. So hierdie is 'n ernstige woord wat ek bring. Kom ons gaan kyk daarvan na vers 9. Ek gaan nie te veel lees nie. Maar in 3 vers 9. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Hierdie nuwe Joodse die Israelisie ensovoorts. Kyk wat sê die Here hierso. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, daai lydsaamheid moet ek en jy onderstreep. Ek sal jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op proef te stel. So wat is dit? Die Here gaan vir jou bekragtig. Hy gaan daar wees. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wanneer kry jy kroon? Wanneer kry jy kroon? Kom. Wanneer kry jy kroon in die hemel? Dis wanneer jy mense na die Here toe lei. Wanneer jy mense doop. Wanneer mense bevry met die 9 gawes van die Heilige Gees. Wanneer jy in kort jou disipelskap funksie uitvoer, dan kry jy 'n kroon. Sure. Dis ernstig. Alright, blaai om. Sorry, my Bybel. Vers 14. Hallo seun. Ek skryf aan die engel van die gemeente,
die Laodiceërs, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie, en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm is nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is ryk, en het verryk geword, en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie, dat dit jy is, wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word en wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naakheid nie openbaar word nie. En salf jou oë en om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Right up my core. Dis 'n waarskuwing. Is dit 'n waarskuwing? So nou 'n bietjie verder kyk. Sjoe, ek is amper daar. Hoe lyk jou pad aan die ander kant van die berg? Hoe dink jy? Wat kan jy sien? God is in beheer. Hy is 'n lewende God. Hy is still in control. Maak nie saak waardeur ek en jy gaan nie. Hy is nog steeds in beheer. Ek luister na 'n profetiese woord wat vir my aangestuur was. En dit gaan basies oor die val van die ANC. Ek kry eergister 'n ander boodskap van 'n leraar wat 'n bietjie meer dieper ingegaan het, wat 'n bietjie meer kennis het. En sê die skrif is teen die muur, die val wat besig is om gebeur. En hy is nie skaam nie. Hy noem hulle by naam. Hy noem hulle by naam, elke persoon. Hulle gaan val. Hulle gaan val. Ek en jy. Is die vraag, is ek en jy toegerus om die waarheid in die woord uit te leef? En ek sê weer, Jesus is besig om die bokke van die skape te skei. Daar's goeie vriende van jou wat jy moet sê totsiens. Ek het van die groep afgegaan. My hart is baie seer. Maar ek gaan nie staan vir dit wat daar aangaan nie. I don't. Ek onttrek myself. En al is dit 'n eensame lewe wat ek moet leef, weet ek staan op vir die woord en ek is nie betrokke wat hulle doen, die wêreldse goeders nie. Dit is 'n proses. Jy moet 'n stand maak. Ek wil eens 'n slag spreek vir ons, bietjie meer promoveer. En die gedagte is om te verduur of te volhard hierdie jaar in sy waarheid. En hoe sê ek altyd, I've got the life of Christ in me, I've got his power, his nature and his ability. Want ek en jy verstaan as 'n kind van die Here dat Jesus Christus woon in my en groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. Hoe kom dit nou? Ek love dit.
Kom ons bly weer daar na Johannes 14 toe asseblief. En ek wil afsluit met hierdie twee gedagtes. En hierdie skrif is 'n skrif wat jy elke dag, en ek gaan hierdie goeders vir julle los, is 'n klomp skrifte vir hierdie jaar wat julle elke dag kan vashou. En ek het dit in die notas, so wat ek vir julle sal gee. So julle hoef dit nie meer te skryf nie. Wie het julle Bybels het so Johannes 14 vers 6 tot 7 gaan dit paar stukkies lees. Is julle met my? Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na my, na die Vader, behalwe deur my nie. As julle my nie ken nie, sou julle my Vader ook nie geken het nie. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly. Hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo my ter wille van die werke self. Voorwaar, wanneer Jesus sê voorwaar, sê take note, take heed what I'm about to say. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Wow! Glo ek en jy dit? Glo ek en jy dat daar gaan 'n Lazarus op jou pad kom, wat al reeds gesterf het, en jy gaan vir hom moet bid, en jy gaan hom beveel om op te staan in Jesus naam. In Jesus naam. Want dieselfde Heilige Gees wat die Here Jesus al opvaar het, dieselfde Heilige Gees is binne ons. En dis hoekom ek die slagspreuk uitspreek en ek sê, I've got the life of Christ in me. I've got His power, His nature and His ability. Dit staan in sy woord, dis sy belofte. Amen. Ek gaan nie daai verder lees nie. En ek sluit af met my laaste punt. Ons skaarstes, wat beteken dit? Die bietjie wat ons het. Die bietjie wat ons het. Die bietjie wat jy het, moet jy laat gaan. Hallo? Ek sê weer, die bietjie wat jy het, moet jy laat gaan. En die oorvloed van God losmaak in jou lewe. Die bietjie wat jy het, moet jy laat gaan. En die oorvloed van God ontketen of los te maak in jou lewe. Nou hierdie skaarsheid wat ek en jy het. Wat 'n skaarsheid is dit? Ons dink dadelik aan die skaarsheid van finansies en goedere. Nee, kom ons dink 'n bietjie verder. Ek en jy, ek weet ek ook. En ek praat hier met myself ook. You know when you set the bar. Jy het dit laag gesit. Want jy kan dit hanteer. Want as daar 'n teleurstelling kom, dan hoef jy niks te face nie, okay? So met ander woorde, hoe laer jou lat is, waaroor jy moet gaan, jou geloofslat is,
hoe minder stap jy in sy woord in, hoe minder hoef jy te bid, hoe meer het jy gewoond geraak aan hierdie aan die skaarsheid wat jy het. Hallo? Nou is jy baie stil. Toe maar, ek praat met myself ook. Hard en duidelik. So hierdie skaarsheid is ook geestelike skaarsheid. So we need to raise the bar. You need to raise the bar. Minder van my, sodat die beloftes van God in jou lewe los kan maak in hierdie tyd wat ons nou lewe. Wat is daai saai skrif wat ons het? Dit wat jy saai sal jy maai. So die min wat jy saai in jou skaarsheid is die min wat jy gaan kry aan die einde van die dag. Dit is 'n min, dit is 'n klein belofte wat jy gaan kry. Want jou geloof is min. Jou toepassing van geloof is min. Want daar is nie risiko nie. I don't have to embarrass myself. Ek hoef nie te gaan staan nie. Eina. Is dit eina? Dit is eina. Maar die belofte is so groot, want as jy jou skaarsheid in jou lewe laat gaan, raise the bar, Lord God, sodat die oorvloed van God losgemaak kan word in jou lewe. Hy kan nie werk met ons below average geloof nie, want as ek daai below average geloof saai, is dit wat ek gaan maai aan die einde van die dag. Ek praat nie net van finansies nie. Ek praat van tyd. Kosbare tyd. Bedieningstyd. Familietyd. Daai goeders is wat saak maak aan die einde van die dag. Dit is die goeders wat vir jou en vir my gaan deurdra. Laai vir my nou Efesiërs 3 toe asseblief. En hier is 'n klomp skrifte en ek wil ons nie daarmee toegooi nie. Efesiërs 3 vers 20 en 21. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk. My vraag is, hoor jy God se stem in die chaos vandag? Hoor jy God se stem in hierdie chaos, in AI, hoor jy dit? Aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Wow. Wat 'n belofte. Wat 'n belofte. Ons sit vas. Die laaste ding. Daar is baie skrifte oor die waarheid van die woord. En ek het hier op neer, gaan hulle deurgaan. Gaan lees dit, gaan pas dit toe, ken die waarheid, ken die skrywer van hierdie boek. Dit is wat aan die ander kant van die berg lê. Raise the bar. Raise the bar. Ek kan sien, ons verstaan dit. Want ons afhanklikheid aan die woord gaan oplig. Nie in mense nie. Nie in mense nie. Ek gaan vir jou teleurstel. En dit gaan oor jou en my verhouding met die Vader. En dis ook my bly sê.
That's my slogan for this year. I've got the life of Christ in me, His power, His nature, and His ability. Maak nie saak deur watter omstandighede ek sal gaan nie. Gaan ek saam met die Hemelse Vader. Ek kan nie vir jou sê, ons sien dit vir hierdie jaar en sien dit vir die hierdie jaar. Ek kan nie. En ek staan ook nie in jou skoene nie. Maar ek kan vir jou sê, die belofte wat die Hemelse Vader in hierdie boek geskryf het. Hy is die Alpha en die Omega. En hy sal jou in elke omstandighede dra. Lift the bar. Lift the bar of your faith for this year in Jesus' name. Ek kan afsit.